'n kort verhaal oor Paasfees, soos geskryf deur Wendy Meyering. Die kap van die spykers weergalm oor die vlaktes van Golgotha. Die pyn ruk deur sy lyf, maar sy kragte is te min om te skree. Die kruis lig op en hy voel hoe die spykers deur sy vleis skeur. Onder sy gebroke liggaam se gewig. Bo op sy kop pronk die lang doringkroon wat in sy kop ingedruk is. Bo hom hang 'n grove hout geskryf deur Pilatus. Profeties sonder dat hy weet. Yeshua, die Messias van Nasaret, die koning van die Jode. Bloed drup oor sy oë en hy staar na die groot skare voor hom op die gras. As jy dan die koning van die nasies is, red ons en jouself, spot een van die twee kriminele wat weerskant van hom gekruisig hang. Die man ly saam met ons, tog is hy nie skuldig aan die dinge wat ons gedoen het nie. Kreun antwoord die ander krimineel, pleitend vra laasgenoemde. Dink aan my as jy vandag jou koninkryk binnegaan. Hy draai sy kop stadig na die dief langs hom en sê sag, ek sê vir jou die waarheid. Vandag sal jy saam my in die paradys wees. Die skare koggel, skree en lag, maar sy oë is op die vrou wat snikkend, gesig in haar hande op haar knieë sit. Sy aardse moeder, die maagd wat sy vader gekies het om hom as geskenkte lam aan die wêreld te bring, verkoos om die profesie te vervul, wat aan die Israeliete, God se volk gegee is in Egipte. Offer 'n lam en smeer die bloed aan die kosyne van jul huise se deure, om jul te beskerm teen die 10de plaag. Die doodsengel sal na verby jul huise beweeg en jul eersgeborenes sal gespaar word. So sal daar later vir almal 'n lam geoffer word, omdat almal wat in hom glo, sy volk, gespaar sal wees van die ewige dood. Sy mond is kurkdroog en deur sy gebarste lippe prewel hy, ek is dors. 'n Romeinse soldaat lig 'n lang stok met 'n spons tot bo by sy mond. Hy suig swak aan die spons en verstik aan die skerp asyn. Die soldaat lag en loop weg. Hy sak sy kop en sluit sy oë. Vader, vergewe al, want hulle weet nie wat hulle doen nie, bid hy. Sy gedagtes dwaal na die vorige aand, die Pasga. Hy sit om 'n tafel saam met sy 12 disippels in die bokamer van 'n huis. Hy breek die brood en sê, neem, eet, dit is my liggaam. Hy vat die beker met wyn en sê, drink almal daarvan, want dit is my bloed van die verbond, wat vir baie uitgestort word tot vergifnis van sondes. Hulle het so gemaak, maar nie die volle betekenis begryp nie. Hy trek homself op teen die kruis. Hy kry nie asem nie. Die houtsplinter steek in die oop wonde op sy rug. 39 houe. Die maksimum straf volgens die wet. Daai sweep met glas en staal het meer as net sy liggaam verbrysel. Dit het stukke uit sy hart ook uitgeruk met elke slag. Hy het sy vader binnend gesmeek, tot bloed gesweet, dat die beker by hom sal verbygaan. Maar nie my wil nie, maar u wil. Nou hang hy stikkend, half dood op 'n kruis. Die lam, geoffer vir die nasies, maar die mensdom is blind. Dis 12 uur. Hy ly al 3 ure. Donker val oor die vlaktes.
Mense skree en hardloop bang rond. Hy is waarlik die Messias, gil 'n stem in die donker. Selfs die vliee wat op sy oop wonde saamgedrom het, vlug weg, asof hy ook tot die waarheid gekom het. Sy sagte pynkreune sny deur die donker stilte. Meeste van die groot skare is weg. Sy gedagtes dwaal in die donker die toekoms in. In 325 AD besluit die Raad van Nicea onder leiding van Constantijn, 'n Romeinse paus, om Paasfees se datum te skuif na die eerste Sondag na die eerste volmaan na 21 Maart. Die lente-ekwinoks. Volgens die Gregoriaanse kalender, minagting vir die ware datum van die Jode. So sluip die Rooms-Katolieke se kultuur in, verblind die kerk. Ishtar, godin van lente en vrugbaarheid, kom en vergiftig Paasfees. Hy sien hoe klomp klein kindertjies rondhardloop in 'n tuin en soek na weggesteekte paaseiers. Trane vloei vrylik oor sy wange. Sy asem is vlak in sy borspyn. Hy kan nie meer langer vashou aan die wêreld nie. Dis tyd vir hom om aan te beweeg, in die dood te gaan oorwin en al die dooies die goeie nuus te bring. Saam met daai gelowige siele sal hy dan na sy Vader se huis gaan. Na 3 dae sal hy terugkeer na die wêreld en dan sal selfs die ongelowiges die waarheid ken. Hy is waarlik die Alef en die Taf, die Messias wat alle gelowiges kom vrykoop het met sy bloed, almal se sondes op hom gevat, sodat almal wat in hom glo, die ewige lewe kan beerwe. Hy lig sy kop en hy kyk op na die donker hemel. Sy bloedbelope gesig trek in mekaar. My God, vir hierdie rede het ek gekom, breuwel hy met 'n bewerige stem. Ek het u alles gegee, huil sê hy, en met sy laaste krag skree hy, dit is klaar. Die aarde bewe. Rotse skeur in twee. Mense skree benoud. Die kleed van die allerheiligste in die tempel skeur in twee van bo tot onder. Die ou verbond is vervul en 'n nuwe verbond word gesluit. Die mensdom het nou direk toegang tot God omdat Yeshua almal se sondes op hom geneem het. Grafte skuif oop en afgestorwe saints staan op uit die dood. Die Romeinse soldaat druk 'n lang spies in sy sy. Bloed en water stroom oor sy been en spat teen die soldaat se gesig. Hy lag nie meer nie. Hy loer terug oor sy skouer na die gebroke vrou wat alleen gekniel sit. Hy skud sy kop, vee sy gesig skoon en hy loop weg. Haar moederhart is stikkend. Sy lig haar kop en haar wange blink soos die son se strale. Sy liggaam hang slap op die vloekhout. Sy fluister sag deur haar trane. My God, dit is volbring. Gelees deur Margaret Bennett.